Ons sien, Here, hoe in ons lewens werk dag tot dag. Here, kan ons nie anders as ons proklameer, our God is an awesome God. Here, U is asemrowend, U is groot, U is goed, U is God. Here, wie is daar soos U? Here, ons kan nie anders as om verwondering te staan voor U nie. Here, ons weet, Here, dat die dinge wat in ons lewens gebeur, Here, is dinge wat U laat gebeur. Here, ons weet, Here, dat, Here, die dinge wat ons sien gebeur, ons sien hoe U beweeg in ons lewens, ons sien die wonderwerke wat U doen. Here, ons sien U beskerming, Here, ons sien die deurbrake. Here, ons sien wat U doen in ons lewens op 'n dag-tot-dag basis. Heer, dan kan ons nie anders as om te sê, hoe asemrowend is ons God. Ons dien 'n groot God, ons dien 'n asemrowende God. Heer, ons dien vanoggend 'n God ons dien 'n God wat nog steeds beweeg. Heer, ons dien 'n God wat nog steeds op bo-natuurlike wyse deurbrake gee. Ons dien 'n God wat op bo-natuurlike wyse voorsien. Heer, ons dien 'n God wat op bo-natuurlike wyse Here beskerm. Here, en wanneer hierdie dinge gebeur, besef ons dat ons steeds dieselfde God dien. Here, wat die Israeliete deur die Rooi See gevat het op droë grond. Here, besef ons dat ons steeds dieselfde God dien. Here, wat die storm op die see van Galilea gestil het. Here, kyk ons op en sê ons dankie, Here. Here, dankie, dankie, dankie. Here, dankie vir die grootheid. Dankie vir die goedheid. Here, dankie vir wie U is. En ons bid dit vir alles in U naam en U naam alleen. En ons dankie daarvoor. Amen. Ek kan die sitplekke inneem. Goed, so ons het die laaste 3 weke, het ons 'n bietjie gesels oor, is jy lou? Ons 'n bietjie gesels oor, is jy lou? Wat beteken dit om lou te wees? Hoe lyk 'n Christen wat lou is? Hoe weet ek of ek dalk lou is? Is ek lou? Dit was ons tema gewees vir die laaste 3 weke. En dit het daarop neergekom dat daar dinge is wat in ons lewens moet wees en dinge wat nie in ons lewens moet wees nie. En as daar die dinge in jou lewe is wat daar nie moet wees nie, en as daai dinge afwesig is wat daar moet wees, dan is ons lou. En dan sê die Here vir ons, was jy toch warm, was jy toch koud, maar nou dat jy lou is, dan spoeg ek jou uit. En vanoggend begin ons met 'n nuwe tema. En vanoggend se tema is, ek vat jou daarso na Spreuke 6, vanaf vers 16 toe. Waar is jou Bybel? Spreuke 6, vanaf vers 16. Spreuke 6, vanaf vers 16. Goed, Spreuke is so net voor Psalms, in die Ou Testament. Spreuke 6 vanaf vers 16, maar dis alright. Spreuke 6 vanaf vers 16. Goed, en vanoggend gesels ons 'n bietjie oor die volgende 7 dinge wat die Here haat. 7 dinge wat die Here haat. Ekskuus, ons tegnologie is op volgende half, so dit lyk of dit op vakansie wil gaan. 7 dinge wat die Here haat. Spreuke 6 vanaf vers 16 tot 19. 7 dinge wat die Here haat. Nou, as ons nou dinge is waaroor ons die laaste tyd baie gesels het, is dit oor om jou lewe te vorm na die woord en die wil van God. Is dit om jou lewe te vorm volgens God se woord en wil? Hoekom? Is dit omdat ons dade, maar dis raai losom, rekord net vir ons. Is dit nie omdat ons dade ons red nie, maar is dit eerder omdat God sê, wees jy heilig, omdat ek heilig is. Bianca, dis so raai, nie waar oor hom nie. Rekord net vir ons. Is dit nie omdat hierdie goed ons red nie, maar omdat God sê, wees jy heilig, want ek is heilig. Wees jy heilig, want ek is heilig. Ons moet nou streef om heiligmaking na te streef, op 'n dag-tot-dag basis in ons lewens. Want ons kan nie sê ons het die Here lief, as ons nie heiligmaking nastreef nie. Ons kan nie sê ons het die Here lief, as ons nie ons lewens leef op 'n wyse wat die Here behaag nie.
Ons kan nie sê, ons het die Here lief en ons het 'n verhouding met die Here, maar ons doen alles behalwe dit vir die Here vir ons sê ons moet doen. Jy kan nie vir iemand sê ek het jou lief, maar jy doen nog steeds dinge wat daai persoon seermaak. Want dis nie liefde nie. Ons moet God dien met ons hele wese, in woord en in daad. In alles wat ons doen moet ons die Here dien. Dit beteken ons moet ons lewens formeer na sy woord en sy wil. Dit beteken ons moet luister na wat God vir ons sê en ons moet ons lewens formeer na sy woord en sy wil. Ons moet doen wat God vir ons sê en ons moet ons weerhou van die dinge wat God vir ons sê ons moet weerhou. Want jy sien die ding is, as ons nie dit doen nie en ons kom die dag van God, gaan ons hierdie woorde hoor. Was jy toch warm, was jy toch koud, maar nou die lauw is, spieg ek jou uit. Jy kan nie met jou een voet in die wêreld en jou een voet in die dinge van die Here staan nie, dit werk nie so nie. En ons kan op geen gegewe stadium sê, maar Here, ek het nie geweet dat nie daarvan hou. Ons kan op geen gegewe stadium sê, Here, maar ek het nie geweet nie. Ons kan op geen gegewe stadium vir die Here sê, maar Here, hoekom het U my nie gesê nie? Want ek en jy sit letterlik, as jy 'n Bybel in jou gesit het, en ons lewe in 'n land, waar ons bly in 'n land, ons woon in 'n land, waar ons letterlik toegang het tot die woord van God op elke platform, sosiale media, as jy die radio aansit, as jy kry WhatsApp, kry elke dag hoeveel boodskapies en Bybelversies en goed. Wie van julle het 'n Bybel in jou huis? As jy die Bybel het, jy kom praat met my, hier's baie. Of wie van julle is soos ek wat op 'n tel het vir hoeveel Bybels in sy huis het? In elke kleure, elke vorm, elke grootte, elke vertaling, elke een met 'n konkordans, sonder konkordans, naamsmaakvertaling, met verkruisverwysing, Bybels van kies en keer. Ons het toegang tot die woord van God, op geen gegewe stadium kan ek en jy vir God staan en sê, Here, maar ek het nie geweet nie. Of Here, dis nie my skuld nie. Of Here, ek is onskuldig, dit was nie ek nie. Hoe vreeslik gaan dit wees as Here vir my en vir jou sê, gaan weg van my as ek jou nie geken nie. As jy toegang het tot die woord van God, verwag God van my en van jou, om ons lewens te hou volgens sy woord. Want as jy God lief het, dan kom 'n wil om hom te behaag. Ek wil amper sê, natuurlik. En vanoggend is ons hier in Spreuke. Nou ek weet nie of jy nou al so 'n bietjie deur Spreuke gewerk het nie, maar Spreuke is vir my redelik op die man af. Spreuke is vir my baie strydvol. Spreuke as sulks het nie vreeslik verduideliking nodig. Spreuke sê dit soos wat hy is. Salomo, ons praat nie, Salomo het Spreuke geskryf. As ons Spreuke lees, het ons nie nodig om te wonder, hy sê regheid, 1, 2, 3, ek weet of jy nou so 'n bietjie deur Spreuke gewerk het nie. Maar die wysheid wat daar in Spreuke is amazing. En hier so vers 6, of hier van vers 16 tot 19 sê vir ons die volgende. Hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel 'n gruwel. 7 is vir sy siel 'n gruwel. Is julle gereed? Hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Vanaf vers 17. Trotse oë. Goed, ons gesels met vanaf daaroor. Wat is trotse oë? Wie kan vir my sê? Wie kan vir my sê, wat is trotse oë? Goed, well done. Neus in die lig. Okay, wag, kom ons stop vanaf daar. Hier moet ons ook so 'n bietjie verduidelik. Trotse oë, moet jou neus in die lig rond te loop. Maar okay, hier moet ons onderskei tref. Hier moet ons verstaan wat hy vir ons sê. Daar is 'n verskil tussen dink jy's beter en kieskeurig wees met wat jy meng. Want selfs die woord sê, meng jy met die sewels en varke vreet jou op. En selfs die woord sê, dat as jy vir jou ophou met verkeerde dinge en verkeerde mense, sal jy raak net soos hulle. As jy jouself ophou met 'n dwaas, en dit sê ek wat sê, dit is woord wat dit sê, as jy jouself ophou met 'n dwaas, raak jy uiteindelik net soos hy. So hierso beteken dit nie,
ek moet met alles en almal om hand op die blaas en om 'n tafel sit. Dis nie wat hy sê. Daar's 'n verskil tussen dink ek is beter en kieskeurig wees met wie jy meng. Alright? Want op die eind van die dag, kom ons wees eerlik met mekaar, as ons kyk na mense het altyd gesê, of daar is hierdie spreekwoord, jy word geken in jou vriende, en die woord sê dit ook, jy word geken in jou vriende, jy word geken met die geselskap wat jy hou. En hiermee gaan ek vir jou, ek kan absoluut dit bevestig. Ek kan dit absoluut bevestig in die sin van, bewys my 'n persoon, en ek sê vir jou wat sy tipe vriende uit. Bewys my 'n persoon en ek gaan vir jou sê, met wie en wat hy homself opbou. Alright, so dis 'n effens vir topic af, ons gesels verder. 9 uit 10 van die mense, 9 uit 10 van mense, van alle mense, wat hulle self in die moeilikheid vind, het sy met die gereg, het sy met die wet, het sy met verslawing, wat ook al die geval mag wees, het sy met simpel besigheidstransaksies of verkeerde besluite, 9 uit 10, kan ek dit vir jou terugprys aan verkeerde invloed en verkeerde mense met wie hy omgegaan het. Right. So dis nie wat die woord sê. Die woord is baie duidelik wanneer hy vir ons sê, wees versigtig met wie jy meng. Wees versigtig met wie jy om 'n tafel sit. Wees versigtig met hoe jou kring lyk. Wys my iemand wat met mense meng, of meng is nie 'n lelike woord, ek bedoel dit nie, meng is my nie rarig wat ek bedoel nie. Kom ek stel dit so, mense met wie om 'n tafel sit, dit klink vir my beter, want ek kan letterlik in die winkel instap, ek kan iemand groet, ek kan 'n 5 minute gesprek met 'n persoon hê, en te sê ons gaan huisvriende raak. Right. Om hom nie te groet nie, neus in die lug verby te stap, omdat jy dink jy is beter, dis 'n ander saak. Right. So ek kan in die winkel instap, ek kan vir Piet van vooraf sien kom, hallo, hoe gaan dit? Goed en jy? Hoe gaan dit by die huis? Nee, goed. Hoe gaan dit met die vrou en jou kinders? Fantasties. En hoe gaan dit? Nee, fantasties. Okay, tot ziens, baie. Ek gaan huis toe, hy gaan huis toe. Ons loop die hand in die blaas, mekaar nie, ons raak ook nie huisvriende nie. Right. So, dis fine. Sukses het te doen in alles wat jy aanpak met hoe jou kring lyk. Hoe lyk jou kring? Daar's 'n verskil tussen kieskeurig wees met die wat jy in jou kring toelaat en dink jy's beter. Om nie te redeneer met 'n dwaas nie, is nie om te dink ek is beter nie. Want selfs die woord sê, moenie die parels vir die vark gooi nie. Selfs die woord sê, moenie redeneer met 'n dwaas nie. Hulle laat hulle self nie reg wys. Goed. Die woord sê, moet jy nie meng met die sewels nie, want dan vreet die vark jou op. Beteken as jy verkeerde geselskap hou, raak jy net so sleg soos daai persoon. En eventueel, wanneer jy knie diep in die sop is, dan stap daai persoon weg, en jy word alleen gelaat, om jou eie kastanjes in vuur te loop krap. Dit sien ek baie. Ek kan boekdele skryf daaroor. Goed, so ons hoef nie met alles en almal te meng nie. Maar, ons hoef nie te dink ons is beter nie. Die Here haat hoogmoed. Hoogmoed is sinoniem aan trotse oë. Wanneer hy praat van trotse oë, praat hy van hoogmoed. Daai wat sê, ek is beter, want ek het meer. Ek is beter, want ek is beter geleerd. Dit het niks te doen met sewels. Iemand wat minder as jy het, is nie noodwendig gesewel nie. Iemand wat laer as jy geleerd is nie noodwendig gesewel nie. Mense wat hulle opbou met verkeerde dinge. Mense wie se lewens nie God behaag nie. Mense wat doelbewus 'n lewe lewe wat God nie behaag nie. Dit is sewels. Mense wat die Here nie ken nie, dis sewels. Die Here sê, meng met die sewels en varke vreet jou op. Goed, so nommer 1, die eerste wat God haat is trotse oë, met ander woorde, dit is hoogmoed. Okay, maar dit is nie om kieskeurig te wees met wie jy meng nie. Alright. Die Here sê wees kieskeurig met wie jy meng. Right. Tweedens, 'n leenagtige tong. Kyk, party mense lieg so hulle glo hulle self.
Dit raak naderhand so 'n gewoonte, dat hulle nie eers meer besef hulle lieg nie. Dit raak naderhand by hulle so 'n ding, hy glo sy eie storie. Kyk, party mense lieg so suksesvol en so professioneel. Jy begin naderhand, dit lyk of hy sy eie realiteit glo. God haat 'n leenagtige tong. Ons dien 'n God van waarheid. Waarheid en leuns kan nie op dieselfde plek op dieselfde tyd bestaan nie. God haat 'n leenagtige tong. Of dit nou 'n klein wit liedjie is, of dit nou groot vet swart liegstorie is. God haat 'n leenagtige tong. Oneerlikheid is 'n leenagtige tong. Ons definieer en ons onderskei tussen 'n wit liedjie en 'n groot vet swart leuen. Daar is nie 'n verskil nie. Daar is nie 'n verskil nie. In God se oë is 'n liegstorie. Of hy nou klein en wit is of hy nou groot vet en swart is. 'n liegstorie is 'n liegstorie. God haat 'n leenagtige tong. Maak nie saak hoe groot hy is nie, maak nie saak hoe klein hy is nie. Alright, goed. Nou is er baie dikwels mense wat sê, ja nee, maar wat. Ja, nee. 'n liegstorie is 'n liegstorie. Dis die einde van die saak. God haat 'n leenagtige tong. Want ons dien 'n God van waarheid. Ons dien 'n God van waarheid. Tweede ding wat die Here haat, is 'n leenagtige tong. So nommer 1, hoogmoed, ander woorde trotse oë. Tweede 'n leenagtige tong. God hou nie van oneerlikheid. Goed, nommer 3. Hande wat onskuldige bloed vergiet. Right. Nou soos ek sê met Spreuke, daar is nie veel verduideliking nodig nie. Hande wat onskuldige bloed vergiet. Jy mag nie 'n lewe neem nie. Einde van die saak. Daar is nie 'n maar nie, daar is nie 1, 2, 3, 4 en 5 nie. Jy mag nie 'n lewe neem nie. Selfs way back when, kom ons selfs vinnig nie, begin by Genesis. Sê die woord al, dat jy mag nie jou hand in die lewe van 'n ander persoon slaan nie. Jy mag nie onskuldige, dit is nie eerste keer dat dit sê nie. Jy mag nie onskuldige bloed vergiet nie. Want elke mens is gemaak na die beeld van God. Elke mens het die asem van God in sy longe. Elke mens dra God se hart. So, ek en jy mag nie bloed vergiet nie. Ons mag nie 'n onskuldige lewe neem nie. Ons mag nie 'n lewe neem nie. In Genesis sê hy, want die lewe is in die bloed en daarom mag jy nie bloed vergiet nie. Onthou julle in die kruis, ons spreek op gefragteer, ons het 'n volgende nag, spreek deur aan die kruis toe. Die lewe is in die bloed. Right? Die lewe is in die bloed. My en jou lewe is daar, ek en jy die ewige lewe, danksy die bloed van Christus, wat vir my en vir jou gegiet het. In die Ou Testament is die wet gegee, dat wanneer hulle 'n dier slag en die dier word geëet, het die Ou Testament opdrag gegee en gesê, maak seker wanneer hulle 'n dier slag, laat hy uitbloei, heeltemal uitbloei, want jy mag nie die bloed inneem nie, want die lewe is in die bloed. Dit het vir ons nou, right, so dis 'n Ou Testamentiese ding, maar daai, die lewe is in die bloed, dit was heenwysend na die kruis, dit was heenwysend na Christus, die bloed wat vir ons gestort geword het en gestort is. Dit was, daai jare was dit genoem op grond van offers, maar dit sê vir ons iets rondom die belangrikheid van 'n lewe. Dit sê vir ons iets rondom die belangrikheid van 'n menslike lewe. Jy mag nie 'n lewe neem nie, want daardie gesag is nie in 'n mens se hande nie. Ons mag nie 'n lewe neem nie, want slegs God is die God oor lewe en dood. Ons mag nie 'n lewe neem nie,
Want elke mens is geskape na die beeld van God. Dit is die konsep van Imago Dei. In die oorspronklike tale praat ons oor die konsep van Imago Dei. En oor die konsep van mens na die beeld van God, 'n unieke handelsmerk. Ek dink ons het verlede week ons bietjie gesels oor wanneer God, toe God jou gemaak het hy iets van hom binne in jou gesit. Jy is 'n beelddraer van God. Elke mens is 'n beelddraer van God. Wanneer God na 'n mens kyk, sien hy iets van homself in daardie mens raak. En dit is sy eie beeld wat hy in jou gesit het. Nie draai jy sy beeld nie, net sy asem in jou longe. En daarom is dit 'n gruwel in God se oë wanneer jy jou hande in ander mense lewe slaan. Goed. So dit is in eerste plek hoogmoed. Tweede plek is dit 'n leenagtige tong. Die derde plek onskuldige bloed vergiet. Nommer vers 18. 'n hart wat onheilsplanne beraam. Kyk, jy kry mense wat letterlik niks beter met hulle tyd het om te doen. As om heel dag te sit en dink, waar hy kan gaan staan droogmaak. Waar hy iemand te na kan kom nie. Waar hy, I don't know. Ek weet nie, wat so tipe lewe moet jy hê, om heel dag te sit en fisies te beplan, waar jy kan aanjaag. Of dit wat ek al is, maar jy kry net mense wat hulle is lief daarvoor, ek weet nie, ek dink jy moet baie tyd op jou hande hê om dit te doen. God haat 'n hart wat onheilsplanne beraam. Dit beteken in jou hart, sit jy en dink, wat jy volgende gaan droogmaak. Of wat jy volgende gaan aanjaag, of wie jy volgende gaan te nakom, en hoe jy 1, 2 en 3 gaan te nakom. 'n hart wat onheilsplanne beraam. Psalm 1 sê, deurdink die woord van God dag en nag, en jy sal wees soos 'n boom geplant by waterstrome, wat die vrugte gee op die regte tyd. Dit is wat ons moet bepyns elke dag. Dit is die dinge wat in ons hart moet aangaan. Nie onheilsplanne nie. Nie wraakgierige planne nie. Los jy dit vir God. Die Here sal mense uitsort. Jy sal verbaas wees. Die Here sorteer dinge uit. Los dit net in sy hande. Maar ek en jy kan nie sit dag na dag en dink hoe ons gaan droogmaak, hoe ons mense gaan te nakom, hoe ons mense gaan seermaak. Ons kan nie dit doen. Dit is nie wat God vir my en vir jou verwag nie. Ons word letterlik die opdrag gegee. Bedink die dinge van die Here, dag en nag. En jy sal wees so 'n boom geplant by waterstrome. En dit kos ons dikwels om ons harte te deursoek. Deursoek jou hart. En maak seker dat jy nie besig is om onheilsplanne te beraam. Teen whatever. So ek weet 'n mens kan baie maklik sit hier en dink, veral as jy nou sosiale media lees en jy sien wat Piet nommer 1 en Piet nommer 2 gedoen het. Is dit baie maklik om daar te sit en dink, 'n baseballbat en daai ou in 'n boom kan vir my nou goed werk. Ek vind myself waar mens baie keer so kwaad raak as jy sien, as jy in sosiale media die nuus lees van wat vir my 'n baie fyn lyn is die volgende. Wanneer ek lees, wanneer iemand leed en 'n kind gedoen het, dit is vir my, dan raak dit half, dan raak dit half moeilik om by daai net hou. Ek vind myself, dan sit en dink ek, gee my daai ou, gee my 'n baseballbat en maak hom vas in 'n boom. Dis moeilik, maar God sê, 'n hart wat onheilsplanne beraam. I haat dit. Die wraak kom my nie toe nie. Die oordeel kom my nie toe nie. En ek dink so maklik is dit om te val in daardie struik waar ons die regte stoel van God wil inneem, terwyl dit nie vir my en vir jou behaag nie.
Ons sien dinge wat in die wêreld aangaan net maak ons kwaad. Ons sien boosheid en dit maak ons kwaad. Ons sien hoe mense onskuldige weerloses te nakom en seer maak in hulle lewens. Dit maak ons kwaad en dan raak dit maklik om so verbitterd in jou hart te sit en dink, ek kan dink in baie maniere. Maar dit kom nie my en jou toe nie. Dit kom nie my en jou toe nie. Moeilik is wat dit is. Ek weet dit is moeilik. Maar is dit nie maar dikwels 'n lokval wat die vyand vir my en vir jou stel nie? Is dit nie 'n lokval wat hy vir my en vir jou stel, om juist te sit en dit te bepeins en te dink, ek kan 'n baie kreatiewe maniere dink. Maar die woord van God sê, God haat 'n hart wat onheilsplanne beraam. En dit sluit hierdie dinge in. Want die woord sê, as jy dit in jou hart bedink, is jy skuldig. As jy dit bedink, is jy skuldig. Kom ons bewaar ons harte, oor alle dinge wat bewaar moet word, van daaruit om die oorsprong van die lewe. So nommer 1 is, hoogmoed, ander trotse oë, 2 leenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet. Nommer 4, 'n hart wat onheilsplanne beraam. Nommer 5, voete wat hastig na die kwaad te loop. Voete wat hastig na die kwaad te loop. Kyk, as jy nou lank genoeg met mense werk, dan vra daai ou om iets te doen wat eerbaar en opreg is, en hulle stel nie belang nie. Maar nooi hom uit om iets te doen wat verkeerd is, en hy is voor in die koor. Ken julle sulke mense? Vra hom om jou te help om iets te doen wat eerbaar en opreg is. En daar is nie veel belangstelling. Maar nooi hom uit om iets verkeerd te gaan doen. Iets te gaan doen wat hy weet hy nie moet doen nie. En dan is hy voor in die koor. Hy is heel voor in die koor. God haat dit, wanneer jy gretig is om jou hand te slaan aan verkeerde dinge. God haat dit, wanneer jy vinnig is om verkeerde dinge te doen. Want ek weet nie raar of mense wat satisfaksie kry daaruit nie. Ek weet nie, dalk is daar, ek kan dit nie dink nie. Maar mens weet nie. God haat voete wat hastig na die kwaad te loop. Mense wat gretig en vinnig is om droog te maak en verkeerde dinge te doen en mense te na te kom. Maar nie ewig gretig en haastig is om dit te doen wat vir God wel behaaglik is nie. Dis my altyd daai kontras waar is. Vra om iets te doen wat goed is, wat eerbaar en opreg is. Dit stel nie belang nie. Maar nooi hom nou uit om iets te gaan doen wat duidelik verkeerd is. Baie vinnig om in te stem. Hoe donker moet jou hart wees? God haat dit wanneer jy haastig is en gretig is om skade te gaan doen. Wanneer jy jou vreugde daarin vind om kwaad te gaan doen. En dit is, wat ook al dit is, of het nou is krimineel van aard, of het nou is om iemand skade te doen, wat ook al die geval mag wees. God haat dit. Goed, en nommer 6. Een wat as valse getuie leuns uitstrooi. En dit sal dan val in die kategorie van 'n valse getuie, met ander woorde, jy sal 'n storie spin om iemand anders in moeilikheid te kry, terwyl jy voor jou eie heilige siel weet dat dit nie die waarheid is nie. Dit is 'n valse getuie. Jy spin 'n storie wat jy voor jou heilige siel weet, nie die waarheid is nie, net om 'n ander persoon te na te kom. Dis 'n valse getuie. En dis een van die dinge wat God haat. In die regstelsel is dit 'n kriminele oortreding, strafbaar deur tronkstraf, maar in die oë van God is dit iets waarvoor ek en jy voor God staan. En is dit iets wat God
glad nie behaag nie. Teen God sê hy haat 'n valse getuie. En dit kry mens mos maar gereeld, net om so okay, so valse getuie, dit is redelik voor die hand liggend. En die laaste een, dis vir my, dit sien ou baie. Iemand wat tweedrag tussen broers saai. Iemand wat tweedrag tussen broers saai. Right, nou kom ons staan stil. Dit is nou iemand wat Jack Russell syndroom het. Julle ken van Jack Russell syndroom. Jack Russell syndroom? Julle weet hoe maak Jack Russell? Goed, daar sal net 2 groot honde wees. Wat ook al dit nou is, 2 groot honde. So nou vir die mense daar 2 Alsatians, 2 Dobermans. Dan sal die verpestelike klein Jack Russell teen kom. Dan sal hulle die 2 mekaar sit. En wanneer dit nou 'n lekker warm hondegeveg is, dan draai hulle stap weg. Mense wat Jack Russell syndroom het. Nou kyk, ons het so klein hondjie daar by die huis. Nou, ek weet nie wat dit is nie. Dis ek het al by 'n pet shop gekoop. Ek het ingestap vir iets, vir die ander honde, en ek het uitgestap vir die dingetjie na jou toe. So is ou Lolly nou ons. En ek weet nie, dis 'n kruising tussen 'n rot en nog iets, ek weet nie. En wanneer ek kyk na haar gedrag tussen die groot honde, dan dink ek in hierdie ene. Maar sy is nou letterlik 2 van die warmste 2 sal sy nou gekies, as ons hulle na mekaar sit. Die 2 met die vinnigste temperamente. Weet jy, wat vir my baie interessant is, onder honde kry jy baie dieselfde as onder mense kry. Jy kry honde wat vredelievend is, en hulle wat geduldig is, en ag, daar's nie veel wat ontplooi, en dan kry jy 'n hond wat wag vir 'n geveg. Hy wag vir iets om te gebeur. Hy's baie gretig. Hy het 'n vinnige opvlambare temperament. Dan sal sy nou die 2 kies, wat die vinnigste opvlambaarste temperament het. En dan sal hulle na mekaar sit. En dan sal hulle klaar mekaar gesit en gelees op die bed. Dan sal hulle klaar. En dis dieselfde met mense. Jy kry mense wat dood eenvoudig 'n probleem het met vrede. Jy kry mense wat dood eenvoudig net nie vrede en eensgesindheid kan verdra nie. Hoekom weet ek nie? Jy weet daai 2 mense, daai een persoon wat konstant 'n stryd of 'n geveg tussen 2 mense. Kyk hoor Pietie sê so, dan gaan hy na 'n ander Pietie toe. Dan sê hy, jy hoor een toe. En môre is dit 'n hense geveg en dan as jy nou daai in betrek sê en sê hy, nee, ek wil nie betrokke raak nie. Jack Russell syndroom. Jack Russell syndroom. En weet jy wat is my 'n ding wat my grief? 'n Mens kry dit in kerke ook. Everything goes well. Dan sê jy nou een eier kry wat nou opwinding soek, ek weet nie. Hy soek opwinding, of hy soek, ek weet nie, entertainment, daar's te veel vrede, te veel rustigheid, I don't know, whatever the case might be. En dan sal hy nou gaan 'n saadjie van twis gaan plant. God haal dit. Die woord sê, hoe goed en mooi is dit wanneer broers eensgesind saam woon. Dit is soos reukolie wat in die water van Aaron afloop. En daar skenk die Here sy seun, S-E-E-N, blessing, 'n lang lewe. Hoe goed en mooi is dit wanneer broers eensgesind saam woon. Dit is soos reukolie wat in die water van Aaron afloop. En daar skenk die Here sy seun, 'n lang lewe. Die seun van God lê letterlik swaar op eensgesindheid. Die blessing van die Here, daar waar eensgesindheid is, lê die seun van God. Hy sê dit. God is 'n waarmaker van sy woord. Waar eensgesindheid is, daar vind jy die blessing van die Here. Vind jy die seën van God. En die woord sê, hy wat homself verdeel is, sal nie staande bly nie. En dis die ding. Daai eiers sal nou gaan, en hy sal verdeeldheid gaan veroorsaak. Want hy weet, hy wat homself verdeel is, sal nie staande bly nie. So dit maar geïnspireer deur die vyand nie. Is daar nie maar 'n ambassadeur
van die duiwel nie. Is daar nie maar demonies geïnspireer nie. Want daai kan nie van God wees. Dit is 'n plan van God. Dit is 'n plan, of ons kies 'n plan van die vyand, om God se blessing te steel. Onder sy kinders, in sy kerk, en net oor die algemeen. Gee ou so 'n bietjie iets om aan te dink, is dit nie? Is dit nie? Tweedrag. Iemand met tweedrag, doelbewus saai. God haat dit. God haat dit. Want God se blessing lê nie daar, waar daar tweedrag is nie. Jy kan maak wat jy wil. Jy kan maak, jy kan op jou kop staan en saai maar res en is jou wat goed voel. Maar God se blessing sal nie daar wees nie. Klaar. Jy kan doen net wat jy wil. Jy kan doen net wat jy wil. God sê, daar sal nie seën wees waar daar tweedrag is. En daarom haat God dit wanneer iemand tweedrag doelbewus saai. Soos ek sê, die hartseer van die saak het gebeur dikwels in kerke. Waar daar een ou is of mense teen mekaar opsteek. Jack Russell syndroom. So waar die vet weer Jack Russell syndroom. En wie wat gebeur, ons het nou 'n hele, kan amper sê, hele trop honde daar by die huis, so 5 van hulle. Wat vir my vreeslik interessant is, wanneer die klein bogger nou gegaan het, en sy het uit die warmste twee mekaar gesit, en is nou hengsonde geveg, en uiteindelik het jy nou die twee uit mekaar uit, en die klein bogger lê nou daar op die bed, daar agteruit en uitslaap, want dit gebeur. Dan kom jy agter, daar is 'n onstuimigheid tussen almal. Dan is almal nou grommig met mekaar, al die honde is nou, ewe skielik is, as hulle vir mekaar kyk, is daar 'n grom. Nie eers weer nie die twee wat in mekaar gesteek het nie. Dan is daar nou, dis asof daar so, nou kan jy maar weet, vandag moet jy nou maar uitkyk, dan skei jy almal sommer klaar. Dan skei ons hulle almal sommer klaar van mekaar. En dis presies wat gebeur in gemeentes ook vandag. Daai een ou wat jy die duiwel geïnspireer is, want dis presies wat jy is. Jy is deur die duiwel geïnspireer. Dis demonies geïnspireer. Dis nie van God nie. Hoor wat ek vir jou sê, daai is 'n demoniese handeling. Dis 'n demoniese handeling. Wat doelbewus tweedrag wil saai om God se seën te steel. Wat ek vind is, en dis 'n feit, hy sal nou daai twee mekaar sit, 1 of 2 of 3 mense wat daai persoon aan mekaar sal sit. Môre oor môre is die hele gemeente mekaar. En dan stap daai persoon weg. It happens. Dit gebeur. Oor die jare heen kan ek vir jou gaan wys hoeveel gemeentes geskeur is. Letterlik geskeur is. Deur so iets. Deur so een persoon. So my gebed is altyd dit. Here, daai verwyder ons maar klaar. Here, verwyder so iets in ons midde. Verwyder so iets in ons midde. Maar dan sal ons aanhou God se seën te ervaar. So wat ons intussen gedoen het by die huis, ek gebruik die honde as 'n voorbeeld. Maar soos ek sê, baie keer ervaar ek tussen honde en mense is daar nie groot verskil nie. So wat ons bevind het by die huis, wat ons van die staanspoor af doen, ons het nou sommer klaar die kleintjie geskuif van hierdie iets. So die met die warmste temperamente, hulle is geskuif van die kleintjie. So die wat daar nie kop gee nie, hulle is saam met haar. Die wat nou byvoorbeeld na mekaar sal vlieg, die met die warmste temperamente, hulle het ons geskuif. En vandat ons dit gedoen het, vandat ons die situasie uit verwyder het en daai een kant het, is dit vrede op aarde. Is dit vrede op aarde? So vroeg het ons al geleer. So persoon, wys hom klaar die deur. Wys hom klaar die deur. Want op die eind van die dag, as jy nie kom vir die regte rede nie, gaan jy skade doen. God haat 'n
daar het al nie die persoon nie, God haat mooi die persoon nie. God haat die handeling van tweedrag saai. God haat Jack Russell syndroom onder mense. God haat dit. So kom ons waak ook daarteen. Ons gemeente, ons het 'n lekker gemeente, let's keep it that way. En die ou wat tweedrag saai, sê ek nou vir jou, sê vir my, hy moet sommer klag. En ek sê dit reguit, ek sê dit reguit. As jy kom met 'n gesindheid om tweedrag te saai, dan is sommer klag. Want, dis nie van God nie. En die dinge van die vyand is nie welkom nie. Right? Goed, so dit is die 7 dinge wat God haat. En ons kan nie sê ons is warm as ons onsself aan hierdie goed skuldig maak nie. Right, so gaan lees 'n bietjie in Spreuke. As ek jou kan uitdaag, gaan sit 'n bietjie en lees deur Spreuke. Spreuke is vir my baie interessante boek. Wie van julle het so 'n bietjie deur Spreuke gewerk? Enigiemand? Dis 'n lekker boek. Hy is vir my baie op die man af. En weet wat is my lekker vir hom? Hy gee 'n stelling en hy gee nie 'n verduideliking. Dis asof dis so dit is, dis klaar. Hy gee letterlik daai innuendo van dis so dit is, dis klaar. Dis wat hy sê, dis die einde van die saak. Elke stelling sluit hy af met 'n punt. God sê so, dis die einde van die saak. Dit werk, klaar. Hy gaan nie aan en verduidelik nie. Hy noem 'n stelling en hy sluit hom af. En dis wat dit is met die woord van God. Wit en swart, reg en verkeerd. Full stop, that's it. Dis dit. Hier is die dinge wat God haat, dis klaar. Hier is die dinge wat die Here behaag, dis klaar. Hierdie is wat seën in jou lewe gaan bewerkstellig, dis die einde van die saak. Hierdie dinge dra nie God se seën nie. Punt. Dis wat ek hou van. Maar dis nie grys areas. In die woord van God oor die algemeen is daar nie grys areas. Wat ek wil sê is, as jy ervaar, jou lewe loop dalk nie so lekker nie. Jy voel dalk, jy weet nie wat gaan aan nie, maar jy voel of dinge gel nie lekker nie. So jong mense sê dit. Dit voel vir jy nie kom waar jy moet wees nie. Dit voel waar jy altyd, ek weet nie, as dit waar jy altyd net iets is wat gaan lees deur Spreuke. Daar is al 'n boek geskryf waar Spreuke gebruik is as die waarheid en die wysheid van Spreuke is gebruik en toegepas op elke faset van die lewe. Glo dit of nie, selfs in besigheidstransaksies. Dit klink belaglik om te sê dat dit 'n besigheid, maar Spreuke is 'n boek van wysheid. Praktiese wysheid. En dis bewys dat as jy jou lewe volgens hierdie wyshede lewe, is daar regte besluite, vooruitgang en sukses. En dis die woord van God. Dis die woord van God. Dis stryfvol, dis prakties, dit is hoe dit is. Kom ons sit net so en sluit so. Dankie Here dat ons vanoggend hier in die huis van mekaar kan kom. Here, vanoggend is ons gebed, Here, dat U ons sal help om ons harte te bewaak, waar alles wat bewaar moet word. Here, want daaruit kom die oorsprong van die lewe. En Here, daarom wil ons ook vra, Here, dat U ons sal help om ons harte suiwer te hou voor U. Here, ons het vanoggend geleer oor die 7 dinge wat God haat. Here, ons wil vanoggend vra, Here, dat U ons sal help om ons self te weerhou van hierdie dinge. Here, ons is maklik geneig om te onderskei tussen groot dinge en klein dinge. Here, voor God is sonde en dis die einde van die saak. Here, voor God is dit wit en swart en is klaar. Hier is die grys areas. Here, help ons om ons lewens op wit en swart wyse te leef. 'n reg en verkeerd wyse. En Here, dat daar nie grys areas is by ons wanneer kom by ons geestelike lewe met U nie. Here, sodat wanneer ons eendag voor U kom, Here, dat daardie woorde wat ons hoor ook sal wees, welgedaan, goeie en getroue diensknegt, en jou het ek 'n welbehaag. Dat wanneer U na ons kyk, in ons dag tot dag handeling, hier op hierdie aarde, Here, dat U woorde ook teenoor ons sal wees, soos wat dit was teenoor Job. Wanneer U van ons praat, en wanneer U aan ons dink, en dit sal wees, het U gemerk op my diensknegt, hy is vroom en opreg. Here, laat ons vroom en opreg wees voor U aangesig.
Here, laat hierdie dinge nie teenwoordig sal wees in ons lewens nie. Here, laat ons onsself ook sal distansieer, die belangrikste van alles. Sal distansieer van mense wat hulle self skuldig maak aan hierdie dinge. Here, maar dat ons nie sal dink ons is beter nie. Here, dat ons 'n geestelike standaard sal hou, sodat ons naby aan U sal bly. Dat ons geestelike standaard van so 'n aard sal wees, dat ons vinnig sal besef, wanneer 'n persoon nie een is, met wie ons op 'n tafel sal sit nie. Here, soos ons skoon, vroom en opreg, en suiwer en uitgesoek, en heilig, voor U aangesig sal leef. Here, vanoggend gaan ons na U nagmaaltafel toe. Here, ons vanoggend mense, Here, dankie vir hierdie tafel. Here, dankie vir dit wat hierdie tafel vanoggend verteenwoordig. Here, hierdie tafel verteenwoordig vanoggend nie net U sterfte aan daardie kruis nie. Dit is die belangrikste deel van hierdie tafel. U bloed wat vir ons gegiet is. En want U woorde sê die lewe lê in die bloed. En daarom weet ons dat ons ewige lewe lê in die bloed van Christus. Here, hierdie tafel verteenwoordig ook vanoggend. Here, daardie dag wat U gaan terugkom om ons te kom haal. Here, laat ons dit ry, maar ons moet verwag en uitkyk dat daardie dag wat U terugkom vir U kerk. Maar Here, bovenal, dat ons van dag tot dag, elke minuut van elke dag seker maak, ons is gereed. Here, laat ons nie gevang sal word met leë lampies en te min olie en aan die slaap gevang sal word. Here, wat U woord sê, kom soos 'n dief in die nag. Here, laat ons gereed wees. Here, vanoggend sit ons voor die tafel. Laat ons hierdie tafel vanoggend op 'n onwaardige wyse neem nie. Here, dat wanneer ons vanoggend deel aan die nagmaaltafel, soos U opdrag is, Here, laat ons dit vanoggend doen, met rein harte voor U. Here, laat ons eers introspeksie doen, voordat ons op die tafel sit. Here, laat ons dit nie vanoggend doen uit ritueel en tradisie nie. Here, laat ons dit vanoggend doen, opreg. Here, met ons oor U gerig, voor U. Here, dis wat ons gebed in U naam,